Goeiemôre, dit is Sondag die 16de Augustus. Baie welkom by die diens van NG Gemeente Skotberg. Mag jy saam met ons God se nabyheid, sy teenwoordigheid, ja, sy almag en sy heerlikheid beleef. Ons gaan vanoggend saam lees uit Romeine 11. Mag jy daar waar jy saam luister, ook beleef dat God by jou is. Tema goeie nuus, God is in beheer. Dis 'n voorreg om jou te groet namens God, om vir jou te kan sê genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees. Weet dat God by jou is, dat God teenwoordig is, dat God lewendig en ewig is. Ons tema vanoggend, God is in beheer, en ons begin met 'n storie oor wie is eintlik in beheer. Gemeente is 'n bazaarvergadering, groot beplanning. Oom Koos is die voorsitter van die bazaarkomitee, Tannie Sari hou notiele. Dominee Piet sit maar rustig hier aan die een kant met sy Bybel op sy skoot, en lyk of hy weet wat aangaan by die bazaar, maar hy is nie regtig by nie. En oom Koos begin, hy sê, goed, ons het verlede jaar baie geld gemaak, hierdie jaar moet ons iets besonders doen. Ons moet mense lus maak vir die fees, ons moet voete trek, ons moet fondse insamel. Tannie Sari sê, ek het 'n idee, kom ons begin met 'n biertent. En daar is vir 'n oomblik 'n geskokte stilte. Dis interessant, sê oom Koos versigtig. En, sê Tannie Sari, kom ons hou 'n kompetisie vir die grootste bierpens. Oom Koos knik stadig en hy sê, dis kreatief. Ja, sê Johan hier agter in die saal. Hy sê, wat van 'n Chippendale dansers? En daar's weer eens 'n stilte wat jy met 'n mes kon sny. Dominee Piet sit skielik weer regop as gewoonlik. Chippendale, vra hy. Ja, sê Johan, dis baie gewild, dit trek baie mense. En Dominee Piet wil sê, maar, en oom Koos onderbreek hom, hy sê, ons kan kaartjies verkoop met 'n VIP afdeling reg voor. Ja, sê Tannie Sari, kom ons sit sommer springkastele ook by. Skielik is daar 'n ander stem wat sê, wat van 'n casino, dubbelmasjiene maak baie geld. En iemand anders sê, ja, wat van 'n vuurvreter? En hier kom 'n stem, wat van 'n tattoo-stalletjie? En sommer 'n kompetisie vir die mees kreatiewe tatoeëermerk. Wat van 'n ryf? Wat van 'n wyptafel? Dagga koekies, sê iemand. Dagga is mos nou wettig. Ons kan 'n bokswedstryd hou, sê oom Koos. Heeltemal meegesleer deur al hierdie idees. Die dominee teen die kerkraad. Ja, sê Johan, ek sal betaal om dit te sien. Dominee Piet kyk so 'n bietjie rond. Hy kyk na die notiele, hy kyk na die gemeente se begroting, hy kyk na die Bybel op sy skoot, en toe vra hy net 'n vraag, maar niemand luister nie. Hulle praat hom sommer dood. Wie gaan vir die springkasteel betaal? Ons sal 'n borg kry. Wie gaan die bier verkoop? Ek sal help, sê Tannie Sari. Ons kan nog vrywilligers kry. Wie gaan die Chippendale dansers bespreek? Ek ken iemand, sê Johan. En die Piet maak stadig sy Bybel oop. En hy sê, ek het eintlik 'n ander vraag. En skielik word die vertrek stil. En hy vra, wie se in beheer? Oom Koos kry 'n frons, hy sê, dominee, ek is die voorsitter. Nee, oom Koos, sê Dominee Piet. Ek bedoel eintlik, wie's regtig in beheer? Wie se fees is dit hierdie? Almal is stoepstil. Dominee Piet kyk na die tafel vol planne en idees. En hy vra, wat dink julle sou God van hierdie hele ding sê? Johan sak terug in sy stoel. Tannie Sari trek dadelik haar voorstel vir die tattoo-stalletjie nader en trek 'n streep daardeur. Oom Koos kyk na die begroting en hy sê, ek dink ons het dalk vergeet waaroor ons hierdie fees hou. Ja, sê Tannie Sari, ons sou mos nou meer geld insamel om 'n kindersaal te bou. En mense saam te bring, sê Johan. Dominee Piet glimlag, hy sê, dis presies, die probleem is nie dat ons groot idees het nie. Die probleem kom wanneer ons so besig raak met wat ons kan doen, dat ons vergeet vir wie ons dit doen. Oom Koos kyk na Johan, hy sê, wat vir die bokswedstryd? Geen. Springkasteel? Ja. Biertent? Ons kan daaroor gesels. Chippendale dansers? Beslis nie. Johan sug en hy sê,
Ek het geweet die Here gaan hierdie vergadering moeilik maak. En toe lag almal. Want almal het besef, dis maklik om 'n fees te organiseer as jy vergeet vir wie die fees is. As mense vergeet wie in beheer is, en ons net vra wat lok mense, in plaas van wat sal God eer, kan dit nogal ontaard. Partykeer voel ons of die verkeerde mense in beheer is van die wêreld. Dalk is of die bose in beheer is van die wêreld. Paulus sê vir ons, goeie nuus. God is in beheer. Ons gaan saam lees Romeine 11. Voor ons lees, kom ons sluit die oë. Dankie Here, dat ons kan stil word voor U, dat ons U woord kan lees en daaroor kan dink en daaroor kan praat, dat ons kan sing en kan bid en kan saam sit in 'n kerk, sonder om bang te wees. Ons bid vir medegelowiges wat vervolg word, omdat hulle U dien, wat in die geheim moet kerk hou, wat nie Bybels mag besit nie. Here, ons sê dankie dat ons na U kan luister. Maak ons ore en ons oë oop, ons harte, dat ons sal hoor, dat ons sal sien, dat ons sal gaan doen, tot eer van U naam. Spreek Here, U kinders luister. Amen. Romeine 11 vers 1. My vraag dan, het God sy volk verstoot? Hoegenaamd nie. Ek is tog ook 'n Israeliet, uit die nageslag van Abraham, uit die stam van Benjamin. Het God nie sy volk verstoot, wat hy reeds tevore gekies het nie? Die gawes en roeping van God is immers onherroepelik. Net soos julle voorheen aan God ongehoorsaam was, maar nou die ontferming ontvang het, weens hulle ongehoorsaamheid. So ook hulle nou, ongehoorsaam, weens die ontferming wat julle ontvang het, sodat ook hulle nou self die ontferming kan ontvang. God het almal onder die ongehoorsaamheid ingesluit, sodat hy almal aan ontferming kan betoon. Aan God alle eer, oor die diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie het die gedagte van die Here geken, of het sy as raadsman opgetree? Wie het eers gawes aan hom gegee, vir wie hy dit sou moes vergoed? Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe. Amen. Paulus kom sê vir ons baie duidelik, God is in beheer. Mense vra partykeer die vraag, wat nou van Israel? Het God nou vir Israel verstoot en weggestoot en het hy nou Israel uiteindelik verwerp? En die antwoord is nee. God is steeds in beheer en God se besluite van die verlede hou nie skielik net op en raak weg nie. God is nog steeds lief vir sy volk. God is nog steeds lief vir die volk Israel. Maar Israel is nou deel van die res van die mense, of die res van die mense is nou ook deel van Israel. Almal is onder die genade van Jesus ingesluit. Dis nie skielik jy was God se volk, en nou kan jy dit nooit weer wees nie. Dis nie dat God Israel nou skielik verwerp en wegjaag, en niks meer met hulle te doen wil hê nie. God wil nog steeds elke Israeliet red en syne maak. Jesus is daar vir almal. Dit sê ons baie duidelik in vers 29 tot 32, waar Paulus kom probeer beduie dat in Jesus het God sy genade aan mense kom bewys. Ja, die Jode het nooit die genade gedeel met die wêreld soos God se aanvanklike plan was nie. Israel het dit nie uitgedeel vir ander nie. As God vir Abraham beroep en sê, in jou sal die volke van die wêreld geseën wees. God wil vir die hele wêreld wys wie hy is. Israel kry dit nie reg nie. En dan gee hy sy seun Christus, om op 'n nuwe manier almal bymekaar te trek. Jesus is vir almal, vir Jode, nie Jode, vir Israeliete, vir Grieke, vir wat jy ook al is. Ja, Jesus Christus is daar vir almal. En dan gee God Jesus vir ons, dat ons sy liefde kan aangee. God het sy liefde vir Israel gegee, dat hulle kon aangee in die wêreld, wat toe nou nie heeltemal so gebeur het soos dit moes nie. En nou kom Christus vir almal, en God vra dat ons dit sal aangee vir alle mense in die wêreld, dat ons hierdie liefde verder sal deel na buite. Daar's 'n oulike storie oor liefde aangee. Daar was 'n seun Dawid, wat na oom en tannie met liefde en deernis gekyk het, met hande vol barste en eelte, deurwinterde hande en wat groente, en buitemuurs en allerlei soorte weer moes verkoop,
verrimpelde gesig, mense wat hom met liefde toegevou het en vir hom gesorg het. Want hulle was 'n kinderlose egtepaar en hulle het vir Dawid aangeneem toe hy 7 jaar oud was. En hulle het geweier dat hy hulle ooit pa en ma moes noem. Hy het vir hulle oom en tannie gesê, want het hulle gesê, hy mag nooit sy regte ouers vergeet nie. Ja, hierdie kinderlose egpaar het ingestaan vir hom, en as ouers hom gedra, en uiteindelik nou as student, moes hy weggaan en te gaan studeer. En dan sê hy vir hulle, hoe gaan ek julle ooit kan terugbetaal vir wat julle vir my gedoen het? En dan sê oom Abri, Dawid, daar's 'n ou gesegde wat sê, the love of parents goes to their children, but the love of these children goes to their children. En Dawid maak kwaai kap, hy sê, dit is nie so nie. Ek sal altyd probeer om julle lief te hê. En die Debbie onderbreek vir Dawid en sê vir hom, oom Abri bedoel, 'n ouer se liefde kan nooit regtig terugbetaal word nie. Kinders moet hulle eie kinders lief hê. Jy moet daai liefde wat jy by jou ouers gekry het, aangee verder. En dis wat ons moet doen met Christus se liefde, met God se liefde ook vir ons. Ons moet dit gaan aangee en gaan uitdeel, vir die wêreld gaan herinner dat God in beheer is. Maar dan is dit belangrik dat ons dit self nie vergeet dat God in beheer is nie. Ja, in die kerk moet ons baie keer mekaar herinner oor wie is in beheer. Daar's 'n mooi woord in die teologie, 'n doxologie. Dit beteken woorde van verheerlikheid of lofprysing. Kom van die Grieks doxa, heerlikheid, eer, glorie, logos, woord of uitspraak. Kort woorde wat ons herinner dat God is. Wat ons fokus terugbring na God toe. Romeine 11 vers 33 tot 36, Efesiërs 3 vers 21, om vir ons te sê, dit gaan oor God. God is in beheer, God is die belangrike een in ons lewe. Hierdie woorde kan ons gerus onthou en kan ons gerus gaan leef elke dag van ons lewens en dit met ons harte dra. Die diepte en die rykdom en die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie die gedagte van die Here geken, of het as raadsman opgetree, wie het eers gawes aan hom gegee vir wie hy dit moet terugdoen? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom kom die heerlikheid toe vir ewig. Ons moet onthou dat God die Almagtige is. Fred Craddock vertel die storie. Hy was 'n predikant en hy vertel oor doxologie wat belangrik is in ons lewens. Hy sê een aand terwyl hy alleen op sy stoep sit, kom hierdie idee by hom op. Nie 'n nuwe idee nie, ook syne nie, maar een wat hy gedink het belangrik is. En hy het gesê hy moet doxologie elke dag met hom saamneem. En hy het ingestap van die stoep af en hy doxologie saamgeneem na waar hy en sy gesin gesit en eet het. Aandete is 'n lekker familietyd waar almal vertel oor hulle dag. En hy sê dit was lekker dat doxologie verseker saam met hulle aan tafel hoor. Almal het dit ingestem en skielik het hulle stories oor die dag bietjie anders gelyk. Volgende dag sê Craddock dat hy doxologie saamvat toe hy en sy vrou dorp toe gegaan het en hulle gewone roetine goed het skielik anders gevoel. Hulle het gelag vir 'n kind wat stry teen 'n roomys wat smelt en net nie vinnig genoeg die roomys kan aflek nie. Hulle het gekyk hoe 'n hawelose by 'n juwelierswinkel instaar en gewonder of hy oor beter daar droom en of hy onthou van daar toe dit met hom beter gegaan het. Hulle sê hulle het gesels met 'n suksesvolle besigheidsvrou wat gelyk het asof sy die sleutels van die koninkryk het. Hulle giggel oor 'n klompie vroue wat verwoed en alles vasklou terwyl die wind sterk waai. En dan sê hy, met doxologie saam met jou het alles sommer anders gelyk. Hy sê later stop hy by die hospitaal en hy wil gou vir een van sy lidmate gaan kuier, Betty, wat sterwend is met kanker. En hy sê, en toe los hy doxologie in die kar. Toe Betty hom sien, baie bly, dat hy lekker gesels, maar hy sê, ongemaklik het hy die onderwerp van die dood heeltyd vir sy stap. En dan sê sy skielik, sy sê, dis okay, dominee, ek het alles verwerk. Ek het 'n goeie lewe gehad, ek is dankbaar. Ek wil nie doodgaan nie, maar ek is nie bang nie en ek is nie bitter nie. En hy sê toe hy in die kar klim, vra doxologie vir hom, moes ek saam gegaan het? En Fred sê, ja, jy moes eintlik. Ek is jammer, ek het dit nie heeltemal verstaan nie.
En dan vertel hy dat hy en sy familie met doksologie op vakansie gaan. Maar doksologie hoort ook daar waar hulle vakansie hou. Doksologie hoort daar waar hy slegte tyding gekry het van sy broer wat siek is, skielik toe uiteindelik dood is. En hy sê nou ry hy na sy skoonsussie toe, en hy wonder wat hy vir sy skoonsister moet sê, en toe hy die deur klop en die deur oopmaak, sê sy vir hom, ek hoop jy het doksologie saamgebring. En dan sê hy, ek het eers aan doksologie gedink nie, maar dit is vir my baie duidelik dat ons doksologie nog nooit iewers gelos het nie. As ons hom verloor, is die wêreld nie meer enigstens sinvol nie. As ons vergeet wie God is, as ons fokus van God afhaal, as ons vergeet dat God in beheer is, dan maak die lewe skielik nie meer sin nie. God het vir ons in Jesus alles gegee, dat ons op 'n nuwe manier kan leef. Dat ons kan leef met die wete dat hy in beheer is, dat ons kan leef en hierdie liefde kan deel met ander. Daar was 'n dorpie in die ooste kant van Japan, klomp mense het op die see gewerk en vis gevang, ander het die berg opgebou en op reislande gewerk wat so bo op 'n heuwel was. Bo op die heuwel het 'n ou oom gebly, saam met sy kleinseun. Hulle moes vure aan die gang hou om die wilde diere weg te hou van die reislande af, en gesorg het dat die diere nie die lande opvreet nie. Elke oggend het die inwoners met die bergpad opgeloop, en laatmiddag weer afgestap, en dan een oggend staan die oupa vroeg op, en hy kyk so oor die see uit, wat hy so mooi kan sien, en skielik hardloop hy terug, en roep sy kleinseun, en sê, "Tie, staan op. En die kleinseun sê, "Oupa, dis nog vroeg, ek wil slaap." Hy sê, "Nee, gaan haal die brandende stomp uit die vuur, kom vinnig." En nog nooit sy oupa so benoud gehoor nie, en hy hardloop en gryp 'n stomp wat brand, en sy oupa sê, "Gaan steek die reislande aan die brand." En hy sê, "Maar oupa, dit gaan ons dorpie se kos vir die jaar. As ons nie hierdie kos reis het nie, hoe gaan ons oorleef?" Met trange wat oor sy wange rol, sê die oupa, "Maak soos ek sê." En die seun gaan steek die reislande aan die brand, en skielik is daar binnekort 'n groot rookwolk oor die reislande. Die mense in die dorpie sien dit, en hulle vergeet van visvang die dag, en die priester lei die klok, en almal hardloop op met emmers om te kan kyk of hulle iets kan blus. En toe hulle bo kom, toe sien hulle, maar die reislande is totaal verbrand. En hulle vra hoe dit gebeur, wie dit gedoen, en die oupa sê, "Ek het dit gedoen." En almal is skielik kwaad, en almal sê, hoekom? En oupa sê, "Kyk," en hulle kyk na die see, en hulle sien 'n massiewe vloedgolf wat by die dorpie aankom. Dat alles verswelg, die huise, die strate, alles uiteindelik wegspoel, 'n massiewe tsunami. En dan sê iemand, "Ons het niks oor nie." En 'n bejaarde vrou sê, "Ons ons lewe nog. Ons almal het bly leef. Ons kan van vooraf begin." Daardie dag het hulle vir oupa dankie gesê dat hy alles opgeoffer het, sodat hulle kon lewe. Dis wat Jesus ook gedoen het. Hy het alles opgeoffer, sodat almal kan lewe. Ons kan onthou dat God in beheer is, en hierdie beheer moet ons gaan deel met die wêreld. Ons gaan vanoggend ook saam nagmaal gedien. Mag jy, waar jy tuis is en saam luister, ook beleef dat God deur hierdie tekens vir jou herinner wie hy is, hoe lief hy jou het, dat hy nou nog in beheer is van jou lewe. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit vanoggend, eet dit en dink daaraan, dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al jou sonde. Die wyn wat ons drink, is ons gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem dit en dink daaraan, dat sy bloed gevloei het tot volkome versoening vir al jou sonde, ja, vir die sonde van elkeen wat in hom glo. Here, hoe wonderlik is dit om met u te ken, om u naam te kan aanroep, u te kan loof en prys en te kan eer as ons Vader, as ons Verlosser,
as ons Here. Hemelse Vader, mag ons hierdie boodskap gaan uitdra en gaan uitleef in 'n wêreld wat U nie ken nie. Dankie dat U nooit die rug op ons draai nie. Dat U in Christus alles gegee het, sodat ons in U kan behoort. Here, ons plaas ons lewens in U hande. Ja, ons vreugdes en ons hartseer, goed wat ons opgewonde maak, die goed wat ons moedeloos maak. Here, ons land en sy politiek en die ekonomie, en misdaad en korrupsie en verkiesings en, ag Here, alles wat skeefloop. Maar ons kyk ook om ons na die natuur, na die see en die son en die diere en die plante en ons medemens en ons besef U is almagtig, genadig, goed. Dankie dat ons kan lewe met U as ons hemelse Vader. Mag ons ander innooi in hierdie gemeenskap waarin ons behoort. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van ons Here Jesus Christus, ja, die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees by julle elkeen wees. Amen. Bye.